Môre julle kuier weer vanoggend saam met my. Julle luister na Tussen Koffie en Genade saam met Lisel van Sail. En ons praat 'n bietjie oor vat jou grondgebied in. So ons het die afgelope paar weke gepraat oor die wapenrusting. En nou besef ons ook hoe belangrik is dit om jou grondgebied in te neem en ook standvastig te wees en te verstaan wat dit beteken om die vyand geen toegang te gee in jou lewe nie. Ons lees ook gereeld in die Ou Testament waar die Israeliete, hulle was op en af. Dan het hulle gedoen wat die Here sê hulle moet doen en dan het hulle nou weer van die pad afgegaan. Maar een ding wat ons kan leer, regdeur as mens 'n lyn kan trek oor wat hulle op en af was, sien jy een ding. Jy sien dat die seën van die Here saam met hulle was. En waar sy beskerming daar was, toe hulle in gehoorsaamheid gewandel het. Dis ook toe wanneer hulle gewoonlik die oorlog gewen het en hulle grondgebied kon inneem. Maar oor en oor kan mens ook nou sien hoe koning vir koning die verkeerde besluit neem en verkeerde gode aanbid het en hoe dit hulle nou weer in slawerny gelei het en vervloeking oor hulle gebring het. Mens sal nou rarig dink dat mens nou nie oor en oor in dieselfde gat gaan val nie, maar die Israeliete het vir ons verkeerd bewys. As mens net weer gaan lees in Jesaja, ek wil gou vir ons net 'n paar versies lees uit Jesaja 5 en 59 uit, en ek gaan begin by vers 1, soos Jesaja 59, en dan gaan vers 1 en 2 vir ons lees. Behold, the Lord's hand is not shortened at all, that it cannot save, nor his ear dull with deafness, that it cannot hear. But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. En hierso waarsku hy hulle, en hy sê vir hulle, luister ouens, omdat julle so in intentionele sonde lewe, en omdat julle nie in goddelikheid wandel nie, dis hoekom julle 'n oop target is vir die duiwel. Dis letterlik omdat julle ander gode dien, dat dit nie so goed gaan met julle nie. En dan gaan hy verder in vers 8 en hy sê, the way of peace they know not, and there is no justice or right in their doing. They have made themselves into crooked paths. Whoever goes in them does not know peace. En dit is presies waaroor dit gaan. Wanneer jy nie in geregtigheid wandel nie, dan is dit juist dat jy ook nie vrede het in jou lewe nie. Maar ten spyte van die kwaad en die slegte wat ons elke dag wil oorweldig en alles wat ons beleef in ons lewe, moet ons weet, daar is 'n God wat vir ons redding wil gee en wat ook vir ons redding gegee het. Maar hier kom hy en hy profeteer amper, en laat ek dit gou vir julle vers 17 ook lees, want die pas so mooi aan by dit wat ons nou al gepraat het oor die wapenrusting. Nou hoor wat sê Jesaja 59 vers 17. For the Lord puts on righteousness as a breastplate, and salvation as a helmet upon his head. En onthou wat ons gesê het van die helmet wat ons moet dra, wat ons redding is. En dan kom hy verder en dan profeteer hy nou oor die Messias. En dis vers 19, hy sê, so, as the result of the Messiah's intervention, they shall reverently fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in a flood, the Spirit of God will lift up a standard against him and put him to flight, for he will come like a rushing stream, which the breath of the Lord drives. Is dit nie 'n
fantastiese skrif om te weet, luister, ek hoef net weg te kry by die Here. Hy is my redding en hy het vir my alles gegee om op te staan teen hierdie vyand, wat wel ons wil aanval. Maar glo vir my, wanneer ons in God se geregtigheid en regverdigheid wandel, het hy nie toegang tot ons lewe om te kom steel, slag en verwoes nie. Kom ons vat gou 'n bietjie 'n breek. Vandag gaan ons 'n bietjie praat. Laat ek dit net gou vir julle vertel. Vandag gaan ons praat oor die swaard en jou kragtigste wapen wat jy het. So ons gaan net gou 'n breek vat en voor ons dan by dit uitkom, wil ek eers net 'n sekere element met julle bespreek as dit kom by dinge wat ons moet hanteer in ons lewe. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat so 'n bietjie oor goddelike beskerming en die wapenrusting. Maar voor ons nou tot die einde kom van hierdie hele reeks wat ons nou hier oor gepraat het, is daar seker goed wat ons net in konteks ook moet verstaan. Ek weet jy luister dalk vanoggend en daar dinge in jou lewe gebeur wat jou kar omgegooi het of die appelkar omgegooi het of die mat onder jou uitgeruk het. En ek weet met tye is daar dinge wat ons beleef in ons lewe wat buite ons beheer was. So ons het nie noodwendig beheer oor trauma en oor slegte dinge wat in ons lewe gebeur nie. Maar ons moet ook dan net dit ook in konteks te sien en ook verstaan dat wanneer sekere dinge in ons lewe gebeur, het dit 'n invloed op wie ons gaan wees daarna. Veral na 'n traumatiese gebeurtenis, jy is nooit weer dieselfde nadat daar iets traumaties met jou gebeur het nie. Maak nie saak hoe graag jy weer wil teruggaan na die normaal wat jy geken het. Jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Maar dit gesê, is dit nie te sê dat trauma en gebrekenheid vir die res van jou lewe jou moet define nie. En dit is wat ons vanoggend net moet besef. So trauma en gebrokenheid en pyn en seer het natuurlik 'n baie groot invloed in ons lewe en dit verander ook ons uitkyk oor die lewe. En dit is juist dan hoekom dit belangrik is dat ons 'n goddelike perspektief moet hê in hierdie omstandighede of wanneer ons deur 'n moeilike situasie moet werk. Soos byvoorbeeld toe ons almal in lockdown was. Dit wat jy alreeds in jou hart belê het, dit wat jy alreeds gedink het, dit wie jy was, kom dan ten vore, of die karakter wie jy is, kom ten vore, wanneer jy juis in hierdie moeilike omstandighede is. En dit is hoekom dit so belangrik is, om ook dan ook te besef dat ons moet onsself opbou, kan ek sê, in die waarheid van God se woord. So wanneer daar dinge met ons gebeur, wat ons gaan seermaak, of ons verloor iemand aan die dood, ons verloor ons huis, daar kan soveel goed gebeur, hoewel dit jou vir 'n oomblik omver kan gooi, en jou laat voel dat jy dalk buite beheer is, en dat die Here dalk nie daar was nie, is dit dalk die grootste, kan ek sê, negatiewe gevolge van trauma wat in ons lewe is. Want baie keer gebeur daar goed met ons en dan vra ons, okay Here, maar waar was U? Hoekom het U dit toegelaat? Nou kom ons vat net, en ek wil net so 6 punte vir julle noem in verband met hierdie onderwerp, want kyk, mens kan baie lank en baie diep daaroor praat, en veral oor Job, en ek het so 'n paar opinies van hoekom ek dink dinge het met Job so 'n bietjie skeef geloop, maar ek gaan nie vanoggend daaroor praat nie. Maar eerstens wat ons moet verstaan, ons verstaan nou net gedeeltelik, maar eendag gaan ons alles in konteks verstaan. So ons menslike manier van hoe ons dinge beleef en sien is net gedeeltelik, dit is net 'n deel. Dit is soos 'n speel. Nou kom ons lees dit. Dit staan actually nou in die Bybel. 1 Korintiërs 13 vers 12 wat vir ons sê. For now we are looking in a mirror that gives only a dim of blurred reflection of reality as in a enigma sê hulle. So dit is nie die hele prentjie wat ons sien nie. Dit is soos in 'n riddle. But then
When perfection comes, en dis natuurlik as ons in die hemel is, we will see in reality and face to face. Now I know in part, imperfectly, but then I shall know and understand fully and clearly, even in the same manner as I have been fully and clearly known and understand by God. En die ding is ook, ons ken nie God se gedagtes noodwendig nie. Ons weet nie altyd wat sy planne is nie, maar soos ons in gehoorsaamheid wandel, en dit is hoekom dit belangrik is om die hele tyd sy stem en by die Heilige Gees te gaan hoor, begin ons agter te kom, dis hoe die Here dink, dis wat hy bedoel, veral as mens net tot bekering gekom het, jy moet nou letterlik begin anders te dink en verstaan hoe die lewe nou regtig werk. Die tweede aspek wat ons moet verstaan, is die hele wet van saai en maai, of oorsaak en gevolg. Want soms het ons dinge gedoen in selfsug. Daar was dalk sekere besluite wat jy geneem het, toe jy nie die Here gedien het nie. Of dalk het jy dinge gejustify in jou lewe en jy het gedink, ag nee, dis okay as ek nou maar, wat kan ek nou voorbeeld stel, om te steel by mense. Dis okay, want weet jy wat, ons sukkel bietjie so finansiëel, die Here verstaan, dis okay as ek nou maar steel. En in jou ook kan jy dit justify en jy kan dink, dis dalk reg om te steel. Maar eintlik is dit sonde, want die Bybel sê vir ons mos nou duidelik wat is sonde. En die Heilige Gees sê ook vir jou wat sonde doen in jou lewe. Maar met dit is dit ook dat mens partymal geen grense het nie. So jy het nog nie geleer om gesonde boundaries te stel in jou lewe byvoorbeeld nie. Jy is 'n people pleaser. En nou kom jy en jy kom tot bekering, maar jy het nog steeds vriende wat in die wêreld is. Wat gaan op hierdie ryfparties en dan gaan rook hulle dagga en hulle is op 'n high en is net hierdie lekker flower power en daar's mos nou niks fout daarmee nie, want dis mos nou peace en quietness, maar jy weet dit is sleg vir jou. Jy weet die gevaar van dwelms vir jou lewe, maar jy doen dit in elk geval. So jy sit jouself in gevaarlike situasies. En dit moet mens ook sien. Mens kan nou nie kwaad wees vir die Here as iemand jou nou daarso, voorbeeld jou drankie spike nie, want jy is in die eerste plek in 'n baie onveilige area. Wat doen jy daar as kind van die Here, wil ek amper vra. En nou spike jy, maar nie laat ek sê dis reg as iemand se drankie spike nie, maar die ding is ook, ons moet ook in wysheid en onderskeiding wandel. Ons kan nie na verkeerde plekke toe gaan en verkeerde dinge doen en verkeerde dinge sê en verkeerde verkeerde intensie of dinge doen wat ons dink is reg, maar dis eintlik nie in lyn met God se waarheid en sy woord en wat hy van ons verwag nie, en dan verwag dat ons veilig gaan wees nie. So daar's 'n element wat jy ook moet verantwoording doen, of verantwoordelikheid moet vat, wat jy sê, luister, maar ek gaan nie net meer doen wat almal vir my sê ek moet doen en dink nie, ek gaan van myself dink, ek gaan by die Heilige Gees hoor, en hoe moeilik dit ook al is vir my om nee te sê vir mense, moet ek vir hulle nee sê, maak nie saak hoe kwaad of hoe ongelukkig hulle gaan wees nie, maar verkeerd is verkeerd en reg is vir reg, en you can never justify why the wrong thing is right, want dis die toppunt van wanneer jy nie grense het nie, is you always justify why the wrong thing is right. Nou die derde aspek wat ons ook nou moet onthou is, ons bly in 'n gebroke wêreld. En ons letterlik evil elke dag om ons. Hoekom dink julle het Jesus het in Onse Vader gesê, keep the evil away from me. Hou die bose weg van my, want ons is omring met die bose. Maar tog beskerm die Here ons bonatuurlik. En dit is juist dit wat ons dan ook moet vasmaak in ons lewe, en ons moet daagliks bid. Here, lei ons in beskerming. En hier is 'n fantastiese deel wat ek in Psalm vir ons wil lees, in Psalm 121 vers 2. Hoor hoe mooi is dit, en mens kan die maklik in 'n gebed ook omsit, nie? Psalm 121 vers 2. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to slip or to be moved. He who keeps you will not slumber.
Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleeps. The Lord is my keeper. The Lord is your shade on your right hand, the side not carrying a shield, wat ons nou laas oor gepraat het van die shield. And the sun shall not smite you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. So die vierde aspek wat ons ook net moet onthou, is dit, dat ons kan nie in vrees wandel, en dan ook verwag, die Here moet my beskerm nie. Want vrees is duidelik die teenoorgestelde as geloof. So jou geloof, dis nou presies wat ons oor gepraat het van die shield of faith. So jou geloof aktiveer die beloftes en die beskerming van die Here. En dis hoekom dit so belangrik is om elke liewe dag, elke vrees neer te werp en te sê, dit is direk van die vyand af, want dis hoe hy jou krag steel. Want vrees is letterlik wanneer jy glo in die evil. Dit gaan gebeur, die gaan gebeur. En baie van hierdie dinge wat ons dink in ons imagination gebeur tentoe nooit met ons nie. Het jy al ook besef dat baie van hierdie vrese wat ons het, bestaan letterlik net in jou gedagtes? Dit is nie eers 'n realiteit nie, maar ons bedink dit. Ons wil mos altyd die karretjie voor die, of hoe sal my sê, ja, die karretjie voor die perdespan. So ons het altyd hierdie ding wat ons wil voel van, jy nou maar sê nou dit gebeur, en sê nou dat gebeur. Nee, sê nou dit werk uit. Sê nou die Here is regtig getrou. Sê nou hy is daar vir jou, en dit is wat ons sê nou maar moet sê, is God is my redder, my beskerming, en ek sal nie vrees nie. Die vyfde ding wat ons ook net moet onthou is, wat ook al met jou gebeur het, maak nie saak wat se trauma en wat se seer jy al beleef het in jou lewe nie. Die Here is sterker en groter as dit. En hy is, hoe kan ek sê, groot genoeg om jou te genees van jou trauma en jou seer. So geen gebrokenheid hoef vir die res van jou lewe jou krippel te maak nie. Jy gaan nie letsel sê, jy gaan vir mense kan sien jy hierdie mes my gesny, as mense dit nou simbolies kan sê, hierdie mes my gesny, jy kan die wond sien, maar die wond is meer infected nie, die wond het gesond geword, en die is nou my getuienis, en dit is wat die Here kan doen met elke seer, en elke teleurstelling. Ons verstaan nie altyd dit op daai oomblik nie, maar baie keer gebeur daar dinge ook met ons, wat die Here ons keer. Dan het jy byvoorbeeld 'n break-up van 'n verhouding, hierdie werk nie uit nie, en jy het nou regtig gedink, hierdie man is jou man, en dit breek jou. En nou 10 jaar later is jy met jou man getroud. En nou dink jy terug aan hierdie verhouding en dink jy, dank die Vader, dit het nie uitgewerk nie. Ek sou daai ou te lyf gegaan het. Hierdie sou verseker nie gewerk het nie. Want dan weet die Here mos nou beter as wat ons partymal weet. Die laaste ding wat ek net wil noem is, jy het nie noodwendig beheer oor alles wat met jou gebeur nie. Maar jy het wel beheer wat jy daarmee gaan doen. Alles in hierdie lewe begin met 'n keuse. Jy kan kies om te vergewe. Jy kan kies om 'n pad te loop van genesing. Jy kan kies ten spyte van die seer nog steeds op die Here te vertrou. Jy kan kies om juis die seer na die Here toe te vat. Ons kan nie keer dat slegte dinge met goeie mense gebeur nie. Maar ons kan kies wat ons gaan doen na die tyd. Gaan die my nou definieer, of gaan ek dit gebruik om te bou, te herstel, en sterker aan 'n kant uit te kom, as wat ek was, voor ek hierdie ding met my gebeur het. So niks is te gebroken, of te stikkend, dat die Here nie kan kom genees nie.
Ek wil net vir ons lees in Psalm 149 vers 3, voordat ons weer vinnige breek vat. En ons ken hierdie Psalm baie goed, maar hoor net wie hoe mooi is dit. He heals the broken-hearted and bind up their wounds, carrying their pains and their sorrows. Jesus was gebroken. As daar nou iemand is wat trauma verstaan het, was dit hy. So saam met Jesus is jy tot alles in staat om tot genesing te kom. Ons gaan net gou-gou 'n breek vat en dan gaan ons weer 'n bietjie verder praat oor die filters wat ons partymal saam met ons dra, wat keer dat ons by hierdie genesing kan uitkom. Ek is nou weer terug. Julle, ons praat so bietjie oor om van seer en trauma ons laat raak in ons lewens en ek wil dit net so bietjie verder vat, want weet jy wat, as jy nie hierdie aspekte of hierdie waarhede in jou lewe gaan toepas nie, gaan dit dalk keer dat jy regtig in hierdie oorwinning kan opstaan wat ons van praat van neem jou grondgebied in. So as gevolg van hierdie trauma en seer veroorsaak dit dan ook soms dat ons sekere filters het. En dit is daai strongholds wat ons van gepraat het, van hoe jou uitkyk nou is oor die lewe. En hoe jy nou anders sien, en hoe jy nou die lewe om jou sien. En as jy dan nie deur gesonde prosesering gaan, en deur hierdie seer gaan werk op 'n goddelike manier, en jy gaan genesing kry deur die Heilige Gees, deur God se woord, en deur goeie terapie nie, kan jy dalk verwronge beelde opbou. Soos byvoorbeeld, jou pa was baie hard op jou en hy was genadeloos. Jy kon nie eers vir jou om iets gesê het nie, jy het nooit 'n voice gehad nie, hy het altyd sy woede op jou uitgehaal en nou het jy hierdie opgeboude frustrasies as meisie of as man, wat jare en jare dis toegeberre in jou hart. En die veroorsaak dan triggers soos jy ouer word, want jou brein het vir jou gesê dit was onveilig om iets te sê, so jy het dalk altyd gevlug, jy het altyd gevries, of dan as jy gefight en dan dit die situasie erger gemaak, so dan pas jou brein mos nou aan. Nou het jy filters van, mense in gesagsfigure is onveilig, en dis dalk die een boodskap, die ander boodskap kan wees van ek het nie 'n stem nie, ek het nie waarde nie, ek kan nie sê hoe ek voel nie, so ek mag nie 'n opinie hê nie. Ek meen, daar kom ons nou baie valse leuns kom saam met so 'n hele situasie. Nou is enige van daai goed waar? Nee, dis letterlik leuns uit die put van hel wat die duiwel vir ons wil kom saam met ons dra in ons hart, en dis hoekom ons gepraat het van ons met ons hart beskerm, ons met ons harte skoon maak, want daai tipe van goed gaan lê in jou hart, dan word dit hoe jy dink, en dan sit in jou gedagtes, en dit is hoekom jy dan nie redding ervaar in jou lewe nie. Want die ander boodskap wat jy dalk gekry het is, ander mense is onveilig, ek kan nie mense vertrou nie, so ek moet alles om my beheer, so ek is in beheer van my eie lewe. Wat op 'n manier die waarheid is, maar jy kan nie alles en almal om jou beheer nie, so daar's ook weer 'n twist in. So, baie keer is dit dat mens dan hierdie boodskappe binne in jou dra. En tot jy nie by 'n situasie kom waar jy hierdie gaan expose, en die valse leuns wat jy glo gaan bely nie, gaan dit jou hele lewe beheer. Dit gaan veroorsaak dat jy gaan issues sê, en veral in jou huwelik, dit gaan konstant die waarheid kom verdraai, so jy gaan nie kan vrykom nie, want jy hou vas aan valse belief systems, wat letterlik jou identiteit dan ook op 'n invloed gaan hê, en dit gaan ook dan beïnvloed hoe jy oor jouself dink, hoe jy oor ander mense gaan dink, en ook hoe jy oor God gaan dink. En dit is nou weer eens sy skrif wat sê in Spreuke van as he thinks in his heart, so hoe jy dink in jou hart, so is jy. Maar ongelukkig hoef jy ook nie die hele tyd, of kan ek sê amper gelukkig, hoef jy nie vir jou res van jou lewe net in hierdie hopelose, gebroke lewe te lei nie. Jou brein kan jy letterlik
genees. Jy kan letterlik jou brein rewrite, wanneer jy begin kies om die waarheid en die salf van God se woord oor dit te bely. Soos byvoorbeeld, nou het jy hierdie pa, hy het jou verskree, hy het jou gevloek, hy het jou gewat, so pa-figure is onveilig. Nou wat is die opposite? God die Vader is die veiligste plek wat jy kan beleef. So tot jy nie by God die Vader uitgekom het en sy genesing ervaar het nie, gaan dit daai muur wees van ek gaan alleen voel, ek gaan afgesny voel en ek gaan abandonment voel, as ek dit nou so kan stel. Maar soos ons kies om hierdie seer en hierdie leuns in die lig te bring, kom genesing en kom daar herstel. Hulle het letterlik al bewys dat mense wat negatief ingestel is en die hele tyd kla en moan en die hele tyd die negatiewe oordink, vinniger doodgaan as mense wat positief is. Hulle het al letterlik bewys hoe dit jou siek maak wanneer jy so dink. En dat dit niks met 'n persoonlikheidstipe te doen het nie, maar 100% met 'n keuse. You choose life or you choose death. It's your choice. So kom ons lees 'n bietjie in Johannes 3. Vers 19 tot 21. Hoor bietjie hoe sê hy praat hy hier van die lig. En hoe dit vir jou juis kan genesing bring, maar ook hoekom mense juis weghardloop van die lig af. Soos in die lig wat jy aansit. Jy wil weghardloop van die waarheid, jy wil weghardloop van dit, want jy is bang dit word exposed. Nou hoor hoe mooi stel Johannes dit vir ons, Johannes 3 vers 19. The base of the judgment lies in this. The light has come into the world. En ons weet daai lig is Jesus, nie? And people have loved the darkness rather than and more than the light, for their works and deeds were evil. For every wrongdoer hates, and I say detest the light, and will not come out into the light, but shrinks from it, lest his works and his deeds and his actions and his conduct be exposed and reproved. Want mense is lief daarvoor om sonde te doen. Dit is lekker om die verkeerde ding te doen. Dit is lekker om al hierdie dingetjies weg te steek, want dit gratify the flesh, as ek dit so kan stel. Dan sê hy, but you practice truth, who does what is right, comes out into the light, so that his works may be plainly shown to be what they are, wrought with God. En dan beskryf hulle dit, divinely prompted, done with God's help, and dependence upon him. So dis net God die Vader, en Jesus se lig, wat kan kom skyn in ons harte, en al hierdie darkness, en hierdie seer, en hierdie dinge wat ons dra in ons hart, as gevolg van seer wat ons gekry het, as gevolg van die trauma wat ons gekry het, om genesing te bring. En soos jy in die lig wandel, kom die waarheid dan in. En dit verander letterlik jou brein. Dit lei jou na genesing, en soos jy die waarheid bely, kom die waarheid, die woord bely, kom die waarheid in jou lewe, en dit is wat jou dan vry maak. So die groot ding is, as ons nou net verder lees, kom ons gaan lees 'n bietjie daar in Matteus. Ek gaan vir ons bietjie lees in Matteus 7, vanaf vers 7 tot 8. En dit is hoekom dit so belangrik is vir ons om die waarheid te gaan soek. En dit is wat Jesus sê, en hy sê, keep on asking and it will be given you. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be opened to you. For everyone who keeps on asking receives. And he who keeps on seeking finds. And to he who keeps on knocking, the door will be opened. So miskien het jy nie vandag al die antwoorde nie. En miskien verstaan jy nie altyd, hoekom moet ek die hele tyd so pyn hê? Hoekom moet ek die hele tyd geviktimiseer word? Hoekom moet al hierdie dinge met my gebeur? Maar glo vir my, soos jy gaan soek, en soos jy in die woord gaan soek, en jy begin jou skoon te was met die woord, en jy begin verkeerde mense uitsny uit jou lewe, jy begin die regte keuses te maak, want glo vir my, elkeen van ons weet
wat reg en verkeerd is. Ons kan hoe justify dat sekere goed wat jy doen, o nee, daar's geen skade aan nie, maar jy weet, dit beskadig byvoorbeeld jou longe, of dit veroorsaak kanker, of wat ook al dit is. Jy kan dit hoe probeer justify. Ons is 'n tempel van die Heilige Gees, so dit is ons verantwoordelikheid om gees, siel en liggaam in reinheid te wandel. En soos jy dit nie gaan doen nie, gaan dit jou beskadig en gaan jy oop deure los vir die vyand, dan doen ons dit eintlik maar net aan onsself. So hoor nou net wie as ons hierso praat van woord, en dit is nou eintlik die hele tema wat ons oor vandag gaan praat, is woord. En hoe kragtig woorde is. En dan gaan ons by die swaard uitkom wat natuurlik die kragtigste woord van God is. Maar kom ons lees bietjie Spreuke 10 vers 11. The mouth of the uncompromisingly righteous man is a well of life. Onthou wat ek gesê het van positiwiteit skep letterlik lewe. Soos jy dood gaan spreek, so gaan jy letterlik jou well laat opdroog. But the mouth of the wicked conceals violence. So elke woord wat in ons lewe aangaan, ons moet dit filter. Dit vorm iets in jou lewe. Ons moet dood afsny, dood wat mense oor jou spreek, dood wat jy oor jouself spreek, want jy gaan letterlik jou lewe skep met woorde. Onthou, hoe het God geskep? Net so skep ons. En ons moet besef wat hierdie woorde beteken. Hoor nou wat sê Spreuke 12 vers 14. For the fruit of his works, the fruit of his words, a man shall be satisfied with good, and the works of a man's hand shall come back to him as a harvest. En hier is my half tweevoudig, soos jou woorde en jou doen en jou lade en dit wat jy sê. So, as jou woorde lewe gaan bring, is dit die vrug wat jy gaan eet, is dan goeie vrugte, en jy gaan tevrede wees en volgenoegd wees. Hy sê ook verder in vers 18, so Spreuke 12 vers 18, There are those who speak rashly, like the piercing of the sword. En dis wat ons nou praat van die swaard, nie? But the tongue of the wise brings healing. Jy kan letterlik lewe om jou skep. As jy nie hou van wat jy het en jy hou nie van die omstandighede nie, daag ek jou uit vir die volgende week om die volgende op te konsentreer, om lewe te skep. Praat lewe oor jou man, praat lewe oor jou kinders, praat lewe oor jou omstandighede, en praat woord oor dit wat die Here vir jou sê, om te praat in jou situasie, in plaas van dat ons afbreek, en want op die ou ende, jou woorde is jou realiteit. En dit skep letterlik die matte, as ek dit kan sê, om jou, soos jy praat. En as ons net daai gaan begin besef in ons lewe, gaan ons begin anders te dink, anders te praat. Okay, Here, hoekom praat ek so negatief? Hoekom is ek so afbreekend? En dan gaan soek jy, waar is die source? Want onthou, al die woorde kom uit 'n bron uit. Waar is die bron? Dis die hart, dis die gedagtes, en dis hoekom dit belangrik is om die wapenrusting aan te trek, om jou hart te beskerm en jou gedagtes te beskerm. Ons gaan net so vinnige breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat na hierdie swaard, en na die pad van genesing, en hoe kragtig dit is om jou lewe te transformeer. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Soos ek ook vroeër gesê het, geen seer wat ons beleef of trauma wat ons deurgaan is so groot dat ons nie weer by genesing kan uitgaan nie, of by genesing kan uitkom nie. Maar dit is so belangrik ook om die proses te verstaan, wat jy moet deurgaan om by genesing uit te kom. Soos ek ook nou genoem het, baie keer wil ons wegsteek, ons het valse coping mechanisms, ons het verkeerde defense mechanisms gebou, om onsself te beskerm, omdat ons seer gekry het, en daai goed gaan jou nie noodwendig lei na genesing toe nie. En dis hoekom dit so belangrik is, as ek nou net so vinnig kan verduidelik van die 4 stappe wat mens moet deurwerk as jy by genesing wil uitkom.
Nou die kom ook uit my trauma werkswinkel wat ek ook behandel en die verduidelik ek in baie meer detail, maar net om vinnig dit weer in konteks te sit is eerstens you must face it. Soos face, trace, erase, replace. So die eerste is facing it. Dis om dit in die lig te bring. Om te erken, soos hulle sê, soos jy staan op by die AA en jy sê, ek is so en ek is 'n alkoholist, jy face dit, jy hardloop nie meer weg nie, jy is nie meer in deny nie, jy hoef nie meer weg te kruip in die donker nie, jy kom by iemand uit, jy gaan soek die waarheid, jy begin klop, jy begin soek, want dis die grootste rede hoekom mense nie by genesing uitkom nie, hulle steek weg, hulle klop nie, hulle soek nie, hulle begrawe, en dan gaan jy nooit by genesing uitkom nie, jy gaan altyd half 'n krippelmens deur die lewe gaan. Tweedens is tracing it, okay, waar kom hierdie goed vandaan? Waar kom hierdie arrested emotions vandaan? Waar kom al hierdie seer en abandonment issues wat ek het, en rejection issues, en al my vrese vandaan? Waar het dit ingekom? En dit is daai proses, en kyk, dit is nie oornag proses nie. As ek net dink hoe die Heilige Gees met my 'n pad geloop van genesing, ek meen, ek dink ek was nog op 40, toe was daar nog goed wat hy baie diep musiek kom uithaal het en kom verander het in my lewe, veral toe ek adrenal fatigue gekry het, toe moes ek oor sekere goed gedink het in my lewe, okay, maar wat het hierdie veroorsaak? Wat is al die stresse in my lewe? En waar ek net finaal en al moes people pleasing neergelê het en net gesê het, luister, maar ek gaan nie meer toelaat dat onveilige, ongesonde mense mee my krag en my energie gaan tap nie. Want ek is nie hulle God nie, God is hulle God en ek hoef nie die hele wêreld te red nie. En dan die derde ding is, jy moet erase, en dit is daar waar Nehemia by die muur staan en hy bou nou, nê? So aan die een kant veg jy aan hierdie kant, want jy moet alles van die vyand afsny, jy moet hom jy moet die leuns identifiseer, jy moet begin leer, okay, dis hoekom ek toxic mense in my lewe toegelaat het, want ek het gedink ek moet alles van almal wees. Dis hoekom ek die hele tyd vir almal ja gesê het, want ek het gedink ek is 'n nice person en ek moet net kind wees met almal. En hoewel jy moet kind wees, jy kan tot met jou enemy kind wees, is dit nie te sê jy moet in verhouding met hulle staan nie, en dan kom die waarheid in, want jy begin te bou, en jy begin boeke te lees, en jy gaan vir berading, en jy begin al die valse besluite, en die valse dinge wat jy aangeleer het, al hierdie strongholds, breek jy dan in jou lewe. Kom ons lees 'n bietjie gou-gou daar in Spreuke 18, en ek wil vers 20 lees en 21. A man's moral self shall be filled with the fruit of his mouth, and with the consequences of his words he must be satisfied, whether good or evil. Death and life are in the power of the tongue, and they who indulge in it shall eat the fruit of it, death and life. En dis hierso waar ons dan ons woorde begin te filter. Dis hierso ook waar ons dan daai dooie goed wat ons gespreek het oor ons lewe bely. Dis ook hier waar mens begin vergewe, jy begin skoonmaak, you are letting go, jy begin dit te los wat in die verlede gebeur het. Al die teleurstellings wat jy, verwagtings wat jy gehad het, wat teleurstellings veroorsaak het, wat berou in jou hart veroorsaak het, jy huil daaroor, jy ervaar die emosie, maar dan gee jy dit vir die Here en jy sê, Here, leer my nou om my emosies en my verstand te reguleer. En dis ook hier waar selfbeheersing inkom, waar jy dan letterlik gaan beginne kies wat jy gaan dink, letterlik gaan beginne kies wat jy gaan toelaat in jou hart, en dit tel ook vir wat se tipe mense jy gaan toelaat in jou lewe. 1 Petrus 3 vers 10 sê vir ons, for let him who wants to enjoy life and see good days. En dan sê hy, keep his tongue free from evil and his lips from guile and deceit. En dit is nou jy sê, dit is waar ons hierso ons verkeerde woorde afsny. En ons replace het, en dis die laaste stapie, is replacing it. Met wat replace ons? Ons vervang elke valse aanklagte met die waarheid van God se woord. Ons verval elke valse leuen wat ons geglo het, en belief system, en innerwels wat ons gemaak het, en ons breek dit af, ons spreek vry, en ons kies nou om die waarheid te glo.
Nou in Spreuke 20 vers 22, do not say, I will repay evil. Wait expectantly for the Lord, and He will rescue you. En dis ook hierso waar ons laat gaan. Ja, hulle het dit aan my gedoen. Ja, hulle het my ingedoen. Ja, daai mense was oneerlik. Maar Here, U moet hulle hanteer. Ek plaas hulle in U hande. Want a vengeance is the Lord's. Ek hoef nie evil met evil te repay nie. En waar kom dit op die ouende uit? En dis eintlik nou op die punt wat ek wil uitkom, want onthou, alles in die lewe, soos ek gesê het, word geskep deur woorde. En dis eintlik wat ek by wil uitkom. Ons moet woorde afsny in ons lewe. Ons moet die valse belief systems wat deur woorde na ons toe gespreek het, bely en vir die Here gee. As mens ook net gaan kyk, dit is in James, in Jakobus 3, praat dit so baie oulik van die woorde wat mens spreek en hoe, as jy net jou woorde kan beheer, dan kan jy jou hele lewe beheer, en hy sê, dis juist deur jou woorde wat mense val en wat mense lewe, dis deur jou woorde wat jy skep. So gaan lees 'n bietjie vanaand as jy by die huis is, bietjie, en veral in die Amplify, dit verduidelik dit so mooi, en dan sê hy ook, ja, jy kan letterlik jouself red deur die woorde wat jy spreek. En hoe jy, as jy dink jy's 'n perfekte mens, is dit juist wanneer iemand wysheid kort kom, of laat ek dit so stel, geen mens is perfek nie, obvious nie, maar as jy 'n perfekte mens wil wees, moet jy nie kan struikel met jou woorde nie. En dan praat hy ook van, this wisdom is not such as come from down from above, en dan praat hy hierso van menslike wysheid, en hy praat van ook goed wat in ons lewe gespreek is. Hy sê, but it is earthly, unspiritual, animal-like, of soos, ja, en hy sê, even devilish, en demonical, en dit is waarvan ek nog die hele tyd praat, ons kry partymal woorde, en wat hy hiervan praat, is jealousy en envy, wat ons partymal in ons harte ronddra, dis woorde, julle, woorde, but the wisdom from above is first of all pure, en dit is dan wat ons moet nastrewe, en dit bring, en dan sê hy verder, and good fruits, dit bring goeie vrugte voort. Ek gaan nou nie daai hele stuk lees nie, maar asseblief gaan lees dit. Nou, ek het nou hierso by vers 15 en 16 sommer vir ons 'n stukkie gelees, maar gaan lees hierdie Jakobus 3, van die hele ding van wat spreek ons oor ons lewe. Ons gaan so vinnig 'n breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat oor die swaard, wat die woord van die Here is, wat deurbreek en ook ons by genesing uitbring. Ek is nou weer terug. Julle, ons praat so lekker, en vanoggend praat ons 'n bietjie oor die swaard, en ons gaan nou 'n bietjie by dit stil staan, want ons het nou al die afgelope paar weke oor die wapenrusting gepraat. Nou kom het gou-gou weer bietjie, ons werk het gou deur dit, en ons sit dit net weer by mekaar. So eerstens het ons gepraat oor die beld wat die waarheid is, en dit beskerm wat jy glo. En dis ook natuurlik die woord. En elke keer, elke wapenrusting kom eintlik by die woord uit, nie? Dan sit ons borswapen, ons borsharnas van geregtigheid en integriteit, en om in verhouding met die Here te wandel. En wat beskerm dit? Dit beskerm natuurlik jou hart. Dan het ons gepraat van die helm van redding, en dit beskerm jou wat jy dink en jou gedagtes. Ons het gepraat oor die skoene wat die evangelie van jou redding is. Dit is ook jou getuienis, en dit beskerm die woord in jou, né? Dit is presies nou ook wat ons nou praat van die woord van die Here en die evangelie van dat Jesus die enigste redder is. Al die ander is substitute gods, as ek dit so kan stel. Geen ander God kan jou red behalwe Jesus nie. En dan praat ons oor die skild. En ons het gepraat die skild van geloof, en die skild beskerm nou die res wat ons nou net oor gepraat het. So, dis 'n dubbele beskerming. So, jou geloof in die woord van die Here beskerm dan wat jy glo, wat jy dra in jou hart, jou gedagtes en die woord. Is dit nie amazing nie? En al hierdie is alles beskermingmeganismes, kan ek sê. Nou die enigste ene wat die wapen is die swaard, en dit staan in Efesiërs 6 vers 17. And the sword that the Spirit
he wields, which is the word of God. En dis die Heilige Gees wat dit in jou gebruik. Dis die Heilige Gees in jou wat die woord lewend maak. As ons nou net kan lees in Hebreërs 4 vers 12, wat praat oor die woord van die Here. En hierdie skrif verduidelik dit so mooi. Hy sê, "For the word that God speaks is alive and full of power, making it active, energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword. Operative, nou spring ek hier, penetrating to the divinely line of the breath of life of your soul and the immortal spirit and of joint and of marrow, the deepest part of your nature, exposing and sifting and analyzing and judging the very thought and purpose of the heart." En die bring het weer so mooi by mekaar, waar ons nou hoeveel keer al gepraat het van die motief van jou hart. Die Here sien wat in jou hart is. Dis was ook die woord wat Jesus so effektief gebruik het in die tuin van Getsemane. Hy het die woorde gebruik toe die storm daar was. Hy het woorde gebruik toe die duiwel hom wou aanval in die woestyn. En hierso het Jesus vir ons kom wys hoe om die woord van die Here te gebruik, wat die tweesnydende swaard is. Nou, daar is soveel skrifte wat vir ons praat oor hoe kragtig God se woord is, en ek wens ek kan alles vanoggend met julle deel, maar ek gaan net so 'n paar met julle deurwerk. So die eerste een is staan in Spreuke 21 vers 23, en kyk, die hele Spreuke praat van woorde, né? Hy sê, "He who guards his mouth and his tongue keeps himself from trouble." Letterlik jou woorde kan jou in die moeilikheid bring, né? Dan sê hy in Spreuke 18 vers 4, "The word of a wise man's mouth are like deep waters." En dan sê hy, "And the fountains of a skillful and godly wisdom is like a gushing stream, sparkling fresh, pure and life-giving." So mag ons woorde lewe skep in ons lewe en die mense om ons se lewe. En dit sê ook in Spreuke 15 vers 4, "A gentle tongue with its healing power is a tree of life, but willful contrariness is in it breaks down the spirit." Dis letterlik deur woorde waar mense vernietig en uitmekaar uithaal. Dink net 'n bietjie al wat het woorde in jou lewe gedoen. Mag ons nooit woorde gebruik om mense om ons af te breek nie. Want elke ding wat ons sê is so saad wat ons saai. Jou woorde is saad wat uitgaan. Jou woorde is ook soos pile wat uitgaan. Ja, pile teen die vyand is dit dalk goed, maar dit kan ook pile wees vir mense wat jy eintlik veronderstel was om liefde te gee, nê? So dis hoekom dit so belangrik is julle om te kyk wat ons praat, en praat ons goddelike waarheid. 'n Baie mooi verhaal ook as ons praat oor die saad wat gesaai het, wat nou die woord van God is in Lukas 8 vers 15. So die hele Lukas 8 praat hy mos nou van die saaier, en ek gaan net vers 15 vir ons lees. "But as for that seed in the good soil, these are the people who, hearing the word, hold it fast in a just, noble and worthy heart." En dis die ding wat ek vir julle wil ook deurbreek is, jy kan nie iets vat as jy nie die ability het om dit te vat nie. Jy kan ook nie gee wat jy nie het nie. So jou hart is soos 'n kruik, of hy's vol krake, en die woord kom in en hy syfer net deur, en jy het nie die ability om dit vas te hou nie. Maar soos jou inklinasies en jou begeertes is om in God se waarheid en sy woord te wandel, en jy sterf in jouself, dan is dit of jy letterlik dan meer wil hê van die Here. Jy wil sy woord lees. Jy wil hoor wat die waarheid is. En dit is nou presies wat hy hiervan praat. Is a noble and worthy heart. En nou gaan hy verder en hy sê, and steadily bringing forth fruit
with patience. So hier's nog 'n paar secrets wat Jesus hierso deurgee. So eerstens het jy geduld nodig. Baie mense is te ongeduldig. Baie mense wil nie in die suffering ingaan om nee te sê vir diself nie. Baie mense is selfgesentreerd en hulle is hulle eie gode. So dan het hulle nie 'n saak wat God se woord sê nie en hulle is ook nie ontvangbaar vir God se woord nie. Maar soos ons onsself neerlê en ons maak ons harte goeie grond sodat die woord kan saad dra, so sal ons vrug dra. So sal jy ook genesing kry. Hoor bietjie wat sê Psalm 107 vers 20. He sent forth his word and heals them and restores them from the pit and destruction. Is dit nie wonderlik nie? So kom God se woord ook. So aan die een kant sny hy die slegte uit, maar aan die ander kant bring hy die genesing, snoei hy om die genesing te bring, sodat jy gesond kan word. Psalm 119 vers 50, en ons het so 'n paar weke terug op Psalm 119 so gelees, maar die kom nou so mooi tot toepassing vir dit. En dit sê, This is my comfort and consolation in my afflictions, that your word has revived me and given me life. So die swaard is die woord van die Here, wat vir jou lewe bring, wat vir jou oorwinning bring, en waarmee jy ook die vyand veg, wat jy wil aanval met valse aanklagtes en leuns. Ons gaan weer so vinnige breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat oor hierdie krag van God se woord. Ek is nou weer terug. Julle, ons praat nou 'n bietjie oor die waarheid van God se woord en hoe kragtig dit is. Ek wil dit net 'n bietjie meer prakties ook maak. Kom ons praat soos byvoorbeeld wanneer mens nou sukkel met depressie en jy het 'n swaarmoedige gees. Kom ons lees net gou-gou eers hierdie vers en dan gaan ek bietjie daaroor praat. Psalm 149 vers 6 sê vir ons, Let the high praise of God be in your throat and a two-edged sword in your hand. Ja, dit is nou so mooi tot toepassing met wat ons oor nou gepraat het. En soos ons ook al reeds gesê het, die vreugde van die Here is jou krag. So baie keer kom die vyand, soos ons gesê het, met sy aanvalle. En nou is ons in 'n gat. Ons het ons vreugde verloor, ons het die woord verloor, want dis die eerste ding wat jy verloor as jy in depressie val. Is jy wil amper nie meer glo nie, jy kan nie meer sien nie en dit veroorsaak hopeloosheid. So die vyand wil baie keer, soos ons nou gepraat het, hierdie vestings in ons lewe bou. Hierdie valse belief systems, en baie keer kom depressie as gevolg van 'n toeloop van omstandighede, 'n toeloop van woorde, 'n toeloop van gedagtes. Dit kom nie net eendag en as jy nou depressief nie, behalwe as jy nou 'n serotonien tekort is, dan moet jy maar net in die son gaan lê, dan gaan jy beter voel, of jy moet net seker maak, jou spysverteringsstelsel werk goed, dan is jou serotonien weer reg, so dit is 'n fisiese oorsaak hoekom mens partymal negatief kan voel en nie so lekker kan voel nie, maar ek praat nou van the root of depression, mense wat swaarmoedig voel, want dit kom partymal uit seer en uit drama en onopgeloste emosies. Daai hele ding wat ek nou van gepraat het, van jy het gevoel jy het nooit 'n stem nie. Jy gaan 100% sukkel met depressie. Die hele ding van jy sukkel met 'n lae selfbeeld, gaan jy 100% sukkel met depressie, want jy gaan die heeltyd magteloos voel. Jy gaan die heeltyd soos 'n victim voel, en dit veroorsaak dan dat jy hopeloos voel, want wat het die vyand reg gekry? Hy het die woord kom steel. Hy het vir ons kom leuns vertel. Hy het ons begin nou oortuig dat die Here nie daar is nie, jy het nie wat jy nodig het in hom nie, en dit is hoekom ons dan ook in hierdie gat partymal val. En dit is die krag van God se woord. Kom ons lees 'n bietjie Lukas 2 vers 35. And the sword will pierce through your own soul also. That is the secret thoughts and purposes of many hearts may be brought out and disclosed. En dit is wat die swaard wil doen. Die swaard wil kom sny en hy wil kom expose wat dit is wat jy glo in jou hart. Wat dit is wat jy dink in jou gedagtes.
So Jesus het gekom om vir ons die woord te kom wees in die vlees. Om die waarheid te kom te wys vir ons en ook vir ons te wys hoe om hierdie swaard te gebruik. Hy het letterlik vir ons mens geword sodat hy die krag van God se woord vir ons kan kom demonstreer. Soos ons 'n verhouding met Jesus loop, kan ons dan nie anderste as om self getransformeer te word nie. Want sy woord sny dan. Sy woord kom openbaar elke leuen, elke gedagtes. En dit is presies wat hy kom doen het in hierdie lewe vir ons. Daarom haat die wêreld hom, want hulle, soos ek sê, hulle is lief vir hulle sonde. Hulle wil dit wegsteek. Van dit gaan jou iets kos om in die waarheid te wandel. En baie keer is dit dan juis hoekom ons van die pad afgaan, want dit is vir ons te moeilik. Dit is te gemaklik om in ons sondige lewetjie maar te bly. Maar dis juis wanneer ons deur Jesus kom en sê, Jesus, ek kom in nederigheid en ek lê my lewe neer, dat ons vir die eerste keer werklik in oorwinning kan wandel. Wanneer ons werklike vreugde, vrede en ware geluk in ons lewe kan kry. So mooi ook in Psalm 119 vers 105, wat vir ons sê, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So as ons maar net die krag van God se woord besef, en eerder in die krag van God se woord glo, as in twyfel en in vrees, dan gaan ons outomaties in autoriteit beginne wandel. So ons geveg is letterlik, soos ek gesê het, teen woorde. En net so die verkeerde woord jou kan afbreek, so kan die regte woord jou bou. En op 'n stadium het John Maxwell ook so oulike ding gesê, hy sê, die verkeerde woord op die verkeerde tyd kan jou discourage. Hy sê, die regte woord op die verkeerde tyd kan jou de mekaar maak, het kan confuse you. En dan sê hy, die regte woord op die regte tyd can heal you. En dit kan jou juist courage gee, en dit leer vir jou, en dit gee vir jou wysheid, en dit gee vir jou insig. En dit is wat God se woord vir ons doen. Kom ons lees nog 'n paar versies. Spreuke 15:23. A man has joy in making an apt answer, and the word spoken at the right time. En dan sê Spreuke 13 vers 3. He who guards his mouth keeps his life, but he who open wide his lips comes to ruins. Julle, ek kon dit nie beter gestel het nie. Soos ons die waarheid bely oor ons omstandighede, oor mense en oor dinge. Want onthou, God se woord is getoets en is vas en ons weet dit werk. Gaan toets dit bietjie hierdie week. Nog 'n skrif wat ek vir ons wil lees is Psalm 18 vers 30 wat sê, As for God, his ways is perfect. The word of the Lord is tested and tried. He is a shield to all those who take refuge and put their trust in him. So jou grootste krag en waar jou oorwinning gaan lê, is wanneer ons in sy woord opstaan, in sy waarheid opstaan, en teen twyfel en vrees opstaan, en sê, julle gaan nie meer vir my lieg nie, ek het nou die waarheid gekry, en dit het my kom vrymaak. Ons gaan nog so breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat oor Jesus, wat hierdie woord in vlees vir ons geword het. Julle, ons praat nou so baie oor die krag en die impak van God se woord in ons lewe. En ek wil nou net die laaste deel 'n bietjie praat van Jesus wat die woord kom word het in vlees. Ons weet ook die woord van die Here is kragtig en is hierdie tweesnydende swaard. Maar dit het nie net uit die lug uitgeval nie. Hoor bietjie wat sê 2 Timoteus 3 vers 16 en ek weet dit was ook een van die spesifieke skrifte wat ons geleer het toe ons in die Bybelskool was van ja, hoe is dit dat die woord nou die Bybel letterlik is wat die Bybel is vandag en dit is die skrif wat vir ons sê every scripture is God breathed given by his inspiration and profitable for instruction for reproof and conviction of sin, for correction of error,
and discipline in obedience, and for the training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will, in thought, purpose and action. Dit is seker een van die kragtigste skrifte wat daar is. En soos ons ook al voorheen gesê, dis die woord gemeng met die Heilige Gees, wat hierdie woord lewend maak vir ons. Maar in vandag se lewe gaan daar baie misleidings kom, en hulle gaan tot die woord in twyfel wil trek. Hulle gaan sulke dinge kwytraak van, het Jesus ooit gesterwe? Was Jesus ooit deur 'n maagd gebore? Jesus was maar net 'n gewone profeet. En hulle gaan aan en aan, hulle probeer altyd goed discredit. Hulle wil die hele tyd, dat byvoorbeeld ons tot is daar mense wat sê, nee, die Heilige Gees werk nie meer vandag nie, dan is dit soos in hallo, geloof my, ek ken vir hom baie goed, hy werk elke liewe dag, jy's veronderstel, jy kan nie lewe eintlik 'n geestelike lewe sonder hom nie, want jy kan dit nie in jouself doen nie, dis juist deur hom wat ons die vrug voortbring, wat die woord ook vir ons sê. So daar's baie dinge wat die woord wil kom discredit, en die duiwel wil die woord kom verdraai. Hy wil dit steel, want hy weet, hoekom? Dis kragtig. Dit kan jou vryheid gee, dit kan vir jou oorwinning gee. En dit is nou presies hierso wat Jesus vir ons kom demonstreer het. En hoe hy deur die Gees ook vir ons kom wys, hoe om die waarheid vir ons tot in vandag se lewe tot toepassing te bring. So Jesus het nie net gekom om ons redder te wees nie. Hy het ook gekom om ons te demonstreer wat is dit om in reinigmaking te wandel. Hy het ook vir ons kom wys wie die Vader is en wat sy wil vir ons is. Hy het letterlik vir ons kom wys wat is die doel en die visie, sodat ons elke dag kan in oorwinning wandel. So Johannes 1 vers 1 sê vir ons, in the beginning, before all time, was the Word. En dan sit in hakies, Christ. And the Word was with God. And the Word was God himself. En dis hoekom ons weet, ons het 'n drie-enige God, Jesus, die Gees en die Vader. Nou in Johannes 8 vers 31 tot 32 sê vir ons, so Jesus said to those Jews who had believed in him, if you abide in my word. Hy het nie gesê in me nie, hy het gesê in my word. En dis ook vir my so belangrik om te besef, as hulle praat van the truth will set you free, is dit 'n hoofletter, want Jesus is die waarheid, nie? Hold fast to my teaching and live in accordance with them. You are truly my disciples, and you will know the truth, en hier is dit, and the truth will set you free. En dit is daai hoofletter D. So dit is so belangrik om goddelike waarheid te leer, en nie net menslike waarheid van follow your heart, doen wat ook al vir jou lekker is, die volg jou drome, al hierdie clichés wat mense praat, en dan sê dit soos, okay, wag net so 'n bietjie, hoe is dit tot vergelyking met God se woord? En dit is baie keer hoekom mense ook in teleurstelling sit en kwaad is vir die Here, want hulle het hulle hart gevolg, en hulle drome nagejaag, en hoekom kon ek nou nie 'n celebrity sangeres geword het nie? En dan sê dit, o jene, was dit in die eerste plek die Here se droom vir jou? Nou Johannes 15 vers 7 sê vir ons, if you live in me, abide vitally united to me, and my words remains in you, and continue to live in your hearts. Ask whatever you will, and it shall be done to you. Nou los ons daai stuk uit. Ons is net soos, Here, ek kan vir U enige iets vra. Maar in die eerste plek, hulle lewe nie in eenheid met Jesus nie. Hulle lewe nie volgens die woorde wat Jesus vir hulle gesê het, hulle moet doen nie. Hulle lewe in intentionele sin, hulle volg nie die beginsels van die Here nie, hulle wandel nie gehoorsaamheid nie, en nou is hulle kwaad vir die Here, want Here, hoekom kom en U red my nie, en hoekom kry ek nie my hartsbegeerte nie? Ons kan dit nie toelaat om trots en eie sinnigheid toe te laat in ons lewens nie. As ons wil beheer, gaan dit juist die rede wees hoekom ons dan uitbranding het. Ons is gestres, ons is oorweldig, want ons wil beheer.
en ons kies nie om in God se rus in te gaan nie. Ons moet leer om te besef wat dit beteken om in sy union te lewe. En dan gaan hierdie vir ons 'n realiteit beginne word. Ek wil net vir ons so 'n laaste skrifgie lees en dis in Filippense 2. En ek gaan van vers 12 en 13 vir ons lees. Therefore, my dear ones, as you have always obeyed my suggestions, so now, not only with the enthusiasm you would show in my presence, but much more because I am absent. En dan dis wat ek by wil uitkom. Work out, cultivate, carry out to the goal, and fully complete your own salvation with reverence and awe and trembling, self-distrust, with serious caution, tenderness of consciousness, en dit is wanneer jy ook hoor wat sê die Heilige Gees vir jou, watchfulness against temptation. En dan gaan hy aan en hy sê, now in your own, not in your own strength, for it is God who is all the while effectively at work with you, energizing and creating in you the power and desire, both to will and to work for his good pleasure and satisfaction and delight. En dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het. Ons moet ons gees, siel en liggaam, moet ons genesing gaan soek by God. Ons moet ons volheid gaan soek by God. En dit is ook hoekom die vyand ons wil aanval in dit. En hy wil vir ons aankla, hy wil met leuns, met verdraaiing. Julle, ons moet by die woord uitkom. En hoor wat sê die woord die waarheid is. Nie goed wat ons op TikTok en op Instagram hoor nie. Gaan soek jy dit. Gaan werk jy jou eie redding uit. Bedoelende, jy gaan soek die waarheid. Jy gaan soek oorwinning. Here, hoekom sukkel ek met hierdie ding? Hoekom sukkel ek met dit? Waar het ek die deur oopgemaak? Here, ek het hierdie ding in my lewe wat ek nie kan oorkom nie. Waar het ek die deur oopgemaak? Wat moet ek bely? Wat moet ek afsny in my lewe? En so kom ons stappie vir stappie, elke liewe dag nader aan heiligmaking, want dit is 'n proses. Ek gaan net 'n vinnige breek vat en dan gaan ons praat, net weer samevoeging hê, oor al die onderwerpe wat ons die laaste paar weke oor gesels het. Ek is nou weer terug. Julle, dit was weer so lekker om vanoggend saam met julle te kuier en te praat oor die krag van God se woord. Ek wil net so laaste versie gaan vir julle lees voor ons gaan praat oor al die onderwerpe wat ons die afgelope paar weke oor gepraat het. En dis in Psalm 25 vers 5. Hoor hoe mooi stel hy dit. Hy sê, guide me in your truth and faithfulness and teach me, for you are my God, for you are the God of my salvation. For you only and altogether do I wait expectantly all the day long. En dit wys net weer eens hoe mooi Dawid se hart was en hoekom hy die enigste koning was wat hulle so ophef oor gemaak het, want hy het dit gesnap. Hy het besef wat dit beteken om naby God se hart te wandel en hy het besef wat dit beteken om op God se woord vas te staan. Nog steeds, ek meen, hy het ook trauma beleef, hy het ook moeilike omstandighede beleef en deur dit het hy tot staande gebly, omdat hy op God se woord gegrond was. So kom ons praat oor die 10 onderwerpe wat ons die afgelope paar weke oor gesels het. So eerstens het ons gesê, trek die gordel aan van die waarheid en breek elke leuen en valse beskuldiging van die vyand af, wat jy wil terughou deur manipulasie. Nommer 2 is, beskerm wat jy toelaat in jou hart en dra die borsharnas wat jou hart beskerm. Nommer 3, maak seker dat jy nie meer op die troon sit nie en dat God eerste plek in jou lewe het. As daar dinge in jou lewe is wat nie in plek is nie, kies dan om dit uit te sny. Moenie dat mense en dinge plek vat wat God se plek is nie.
Nommer 4. Bou jou karakter op goddelike beginsels en leer om 'n vaste fondament te bou op die woord, wat jou stabiel hou en standvastig hou. Dis hoekom jy die regte skoene moet aantrek. Nommer 5. Geloof word gebou soos ons die woord ervaar en lees in ons lewe, wat die krag dra om jou te transformeer. En daarom moet ons ook die skuld optel van geloof. Nommer 6. Ons het goddelike beskerming wanneer ons in gehoorsaamheid wandel. Nommer 7. Ons moet verantwoordelikheid vat vir elke leuen in ons lewe en skoonmaak. Ons moet bely en kies om in die waarheid te wandel. Nommer 8. Ons moet ons gedagte gevange neem en nuut dink en vernuwe elke liewe dag van ons lewe. Na jy tot bekering gekom het, is dit seker die belangrikste ding in jou lewe. Nommer 9. Die hele wapenrusting bestaan uit dit wat jy jou hart gaan beskerm en dit wat jy gaan toelaat in jou gedagtes. Nommer 10. Soos ons skoon maak en word wie God wil hê ons moet wees, kry ons autoriteit terug en kan ons heers oor die vyand wat wil kom steel, slag en verwoes. Ek hoop hierdie reeks het jou ook net weer herinner van jou krag wat jy het in God. En wanneer jy in gehoorsaamheid wandel, wat dit oopsluit in jou lewe. Van die begin af, oor en oor het dit nou al gebeur dat ons gesien het, waar mense se verhouding skade gelei het by die Here, maar die wat in verhouding met God wandel, kry regte vervulling in hulle lewe en hulle lewens is geseënd. Ons kan net vrede en regte vervulling ervaar wanneer ons daagliks hierdie verhouding met God wandel en ook skoonmaak in geregtigheid of in opregtheid wandel. So ons moenie toelaat dat die vyand die heeltyd van ons te probeer steel met sy leuns en sy vloeke nie, maar ons moet by 'n plek uitkom waar ons vry is. So baie keer moet ons iemand soek wat ons kan help deur bevryding en om by die waarheid uit te kom. Doen wat ook al dit nodig is, maar breek daai kettinge van die vyand. As daar 'n vlak is waar die vyand vandag van ons wil steel, is dit ook natuurlik in die volgende generasie. En dit is presies hoekom ons nou die volgende paar weke oor dit gaan gesels. So om kinders te hê, ons kinders wat die volgende generasie is letterlik die generasie wat God se koninkryk in die toekoms kan bou, of die koninkryk kan afbreek. En dit is so belangrik dat ons ook nou al belê in ons volgende generasie. Maar saam met dit kom daar ook baie hartseer stories van vrouens wat regtig deesdae sukkel om swanger te raak, of vrouens wat miskrame gehad het en kinders verloor het. So die volgende paar weke het ek 'n paar vrouens gevra om te kom gesels met my oor hulle storie en hulle getuienisse. Ons gaan 'n bietjie praat van hartseer tot hoop, waar sekere vrouens sekere goed ervaar het as dit kom by om swanger te wees, of om die teleurstelling van wanneer jy nie kan swanger raak nie, maar ook die mooi van hoe die Here met sy genade gekom het om die seer te genees. En dis letterlik net deur sy genade wat ons by 'n plek kan kom van genesing. So volgende week hier by Tussen Koffie en Genade gaan ek 'n bietjie met Christel Botha gesels oor haar storie en haar pad wat sy moes geloop het om 'n mamma te word. So as jy dalk enige van die vorige lesse dalk wil weer inhaal, of jy wil dit luister, of jy wil dalk weer deur die hele reeks gaan, is jy welkom om te gaan kyk op my website. Dit is yourdestiny.org.za en dan sal jy sien, daar's hartklankprogramme. Jy gaan in die hartklankprogramme en dan's al die potgoeie daar gelaai. En dis ook op YouTube gelaai wat jy sommer kan luister. Jy kan dit ook sommer stuur vir mense.
En hierdie reeks was neem jou grondgebied in. Jy sal sien dit lê onder dit. Jy kan ook gaan kyk op YouTube as jy sommer daar wil gaan soek. Dit is Your Story, Your Destiny met Lisel van Sail en daar kan jy dan ook van die vorige potgoeie ook dan luister wat ek oor gesels het. Mag julle 'n geseënde en wonderlike Woensdag verder hê in hierdie koue winter. Hou vir jouself warm, gaan maak vir jou lekker koppie koffie, gaan sit in die sonnetjie en mag die Here se goedheid en guns met jou wees hierdie week. Lekker dag, bye.